Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. My naam is André, as jy my nie ken nie, is regtig goed om saam met jou te wees. Op hierdie eerste Sondag in my maand, die jaar hardloop vinnig onder ons uit. Ons sal moet vasklou. Ek onthou, ek het al hierdie uitdrukking gehoor wat toegeskryf word as 'n Chinese curse, wanneer iemand vir jou sê, may you live in interesting times. Die geldigheid van hierdie Chinese curse kon nog nooit bewys word nie, maar ek wonder aldag of dit noodwendig 'n curse is. Is baie keer ook 'n seën dat ons lewens soms ontwrig word en dat ons in interessante tye lewe. En as daar nou een ding is wat ons kan sê van die tye waarin ons leef, is dit waaragtig dat dit interessant is. En ons sê baie keer vir mekaar ons moet kop hou, maar ek is nie aldag seker of kop hou die beste raad is nie. Ons leef dikwels ons lewens in ons koppe en ons moet so 'n bietjie uit dit kom, maar ek sal nou nie meer daaroor sê. Sommige net wil ons julle nooi om te dink aan Helene Burger se ma. Helene speel klavier by ons in die kerk. Julle sal weet hoe sy lyk en klink. Haar ma het 'n nierversaking ondergaan gehad as gevolg van hartprobleme. Die laaste 2 dae lyk dit aansienlik beter, aan nierfunksie is op en beter as laas jaar. So ons vra dat julle aanhou bid vir Helene se ma se herstel. Ek wil sommer 'n dankie sê vir soveel belangstelling en goeie wense met my vrou se vraatsongeluk so 2 weke terug. Sy het op 'n roltrap op die lughawe agteroor geval en haar been op 'n paar plekke gebreek nadat 'n tas van bo af gekom het en haar pa getref het en hy val te bo op haar. So dit was 'n slegte ongeluk en baie dankie vir so baie belangstelling en ondersteuning. Ons waardeer dit regtig. Ek is nogal verstom oor die liggaam se vermoë om te genees en te herstel. As ek sommer net kyk na wat in haar liggaam gebeur. En laat my dink aan waar ons laasweek gesels het oor ons liggaam wat ook soek na herstel en genesing en oor die gewoonte van nagmaal waar ons deelneem aan hierdie patroon, hierdie ritme van sterf en opstanding. En die nagmaal was die gewoonte wat ons aangebied het om met voeding te kom met ons liggaam. En dit is nogal wonderlik om dit self te sien. Nog 'n geloofsgewoonte, eintlik 'n sakrament in die kerk is die doop. Ons wil jou nooi, as jy het wil oorweeg om gedoop te word as 'n simbool, 'n teken van jou geloof. Ons gaan op 19 Mei skep ons 'n geleentheid daarvoor. Maak kontak met my of Pieter en dan gaan ons daaroor in gesprek. Ons het ons jaarliks elke 2 jaar 'n wynveiling wanneer passievolle wynliefhebbers in die gemeente vir ons gaan wyn invorder en insamel by wynmakers. As jy wyn op jou rak het wat waarde het en jy wil dit daarvan vir ons gee, maak asseblief kontak. Maar belangriker nog, sluit dan by ons aan op die 25ste Mei. Jy kan ook aanlyn be, maak kontak met Marissa daaroor. Maar kom kuier saam, is 'n wonderlike aand van kuier en geselskap en saam wees daar by Middelvlei op die 25ste Mei. Tafels van 12, R350 sluit ete en wyn in. Dit sal wonderlik wees om julle daar te hê. Bring julle vriende wat lief is vir wyn en graag wyn koop. En byvoorbeeld dankie aan almal wat hierdie reël en dit moontlik maak. Ons het 'n nuwe reis begin. Pieter het 'n nuwe reis begin so 'n paar weke terug wat hy noem Practicing the Way. Die doel van hierdie reis is om terug te gaan na die weg van Christus. En die geloofsgewoontes wat ons help om asem te skep. Presies soos wat fisiese oefening doen. Hulle is tans besig met 'n reis rondom Sabbat, maar oor 'n paar weke skop 'n reis rondom gebed af. En die reis is so saamgestel dat jy elke keer die 4 sessies kan bywoon oor die spesifieke tema. So as jy nie deel was van die Sabbatsreis nie, is dit geen probleem nie. Val in by die een oor gebed wat begin op die 19de Mei en dan 3 Sondae daarna. Eugene Peterson skryf hierdie mooi ding oor gebed. Hy sê, prayer is the way we work our way out of the comfortable but cramped world of self and into the spacious world of God. Kom beleef saam met ons hoe gebed weer 'n verruimende en 'n asem en 'n lewegewende gewoonte kan wees wat
wat jou hele lewe verweef. Dit sal wonderlik wees om jou daar te hê. Maandagoggende is daar 'n vroue groep wat saam boeke lees en saam groei op hierdie manier. Hulle begin 'n nuwe boek en nooi nog vroue om saam te lees. Dis 10:00 op 'n maandagoggend by ons kantoor. Maak gerus kontak met Marissa daarvoor. En dan wil ons baie graag 'n groep bymekaar kry wat die liefde deel vir kreatiwiteit en kuns van verskillende forme. En so elke nou en dan saamkom om te luister na hoe kunstenaars die lewe beskou en benader. En net saam reis en mekaar ontdek en community bou rondom hierdie gedeelde passie. Maak asseblief met Stefan kontak as jy daarvan wil deel wees. Ek het vroeër genoem dat ons dikwels in ons koppe leef, so asof ons of in die toekoms is of in die verlede eerder as hier. Ons leef baie keer met ons fokus op wat kan wees en wat moes wees eerder as op wat is. En dit is 'n uitdaging binne spiritualiteit ook, want geloof is baie keer vir ons 'n rasionele ding. En ek wil dit toepas op hierdie reeks waar ons praat oor die nuwe lewe in Christus. Hierdie nuwe lewe wat ek en jy veronderstel is om in Christus te voel, ervaar, beleef. 'n maklike ding word wat ons met ons koppe bevestig en met ons gedagtes verbeel, maar is 'n heel ander ding om te doen wat Galasiërs 2 so mooi beskryf. Dit ervaar. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ons vra in hierdie reeks die vraag, hoe speel dit uit, hierdie nuwe lewe in Christus? En ons het die vraag begin antwoord deur te sê, dit speel uit op 'n baie pragmatiese, baie menslike manier in die vaardighede waarmee ons leef. Ons vermoë om ons emosies en ons denke te vernuwe. Ons vermoë om in voeling te wees met ons liggaam. En om God se liefde te leer vorm gee in ons lyf en wat ons doen. En vandag wil ek die vraag vra, hoe belyn ek dit wat onderliggend tot my emosies en denke en gedrag lê, my wil? Hoe belyn ek my wil met God se? Watter rol speel ons wil, ons intensie in hierdie reis om die nuwe lewe in Christus te ervaar? Dit is vandag se gesprek en ek wil jou nooi om saam met my stil te word vir so 'n oomblik en net ons gedagtes oop te stel en ons harte oop te stel om iets nuuts te beleef en 'n nuwe perspektief te kry. Kom ons bid saam daarvoor. Vader, wanneer ons so in ons koppe leef en baie keer geloof ook so rasioneel wil probeer vashou, dan is dit dalk nie moeilik vir ons om te verstaan dat ons baie keer hardkoppig is nie. Dat ons baie keer net sien wat ons wil sien en doen wat ons wil doen, vasklou in wat ons ken, waarvan ons oortuig is. Mag ons vandag ervaar dat selfs teen ons eie neiging in, dat jy ons gedagtes in ons hart oopmaak om iets te ontdek op 'n manier wat ons dalk nie tot nou toe kon nie. En as dit gebeur, dan is dit omdat dit die Gees is wat in ons en deur ons en baie keer teen ons beweeg. Maar mag dit begin met ons intensie vandag om net te erken, jy is groter as wat ons dink, jy is meer, jy is 'n misterie wat ons nie kan verstaan en begryp en daarom nie eers moet probeer nie. Maar mag ons dit vertrou, dat jy in ons leef, dat ons liggaam 'n tempel is van die Gees, en dat dit vir ons moontlik is om ontmoeting te hê met U in ons eie wese, ons eie siel, ons eie lyf.
mag ons U self van vandag ervaar. Amen. Ek wonder sommer of daar, as ons praat oor die wil van God, hierdie speelveld van God se bedoeling, my wil, ander mense se wil. Ek wonder sommer of daar vir jou op hierdie speelveld 'n konflik is. Miskien ervaar jy, soos ek vroeër gesê het, hierdie ingeboude vermoë van jou siege om te soek na, om te wil vir vernuwing en herstel en genesing. Maar ontdek jy die konflik dan van wat Paulus so mooi beskryf in Romeine 7, wanneer hy sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En omdat jy hierdie in jouself ervaar, ontdek jy dalk die hart van Psalm 143, en dit is ook jou hart wanneer die skrywer bid, leer my dan om U wil te doen. Want U is my God. Laat U goeie gees my op 'n gelyke pad lei. En wanneer jy leef met hierdie gebed, ontdek jy dalk die konflik dat dit toe nou nie so maklik is om God se wil te onderskei nie. Soveel stemme, soveel idees, soveel oortuigings in ons lewe wat ons kry uit ons eie oortuigings en die wêreldse boodskappe rondom ons. Dat dit baie keer regtig voel soos 'n kuns om te leer om God se wil te onderskei. Kan wees dat jy verleer het om te vra na wat God se wil is en dat jy eintlik maar regtig uit jou eie kop volg en jou eie wil nou net uitspeel, nastreef en in die proses daarom net hoop en vertrou dat God genadig is en dat hy dit wat jy in elk geval gaan doen sal verstaan, sal aanvaar en dalk selfs op die ou end sal seën. En dan lees jy 'n teks soos die in Jakobus 5 wat sê, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly en ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eens weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer net weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Dan ontdek jy dat dit God is wat beskik oor ons lewe. En dan as jy nie besop het, dan swaai daai pendulum weer deur en dan begin dit later vir jou voel, maar as God dan nou afval besluit, wat is my rol? Kom moet ek enigiets doen? Ek moet eintlik maar net aan my spoor trap en net doen wat God sê ek moet doen in die hoop dat my lewe dan sal uitspeel soos dit moet. Ek moet maar net God se reëls nakom. Hoe moet ons dink oor ons eie wil in die lig van God se wil? Kom ons begin deur hierdie Galasiërs 2 teks so 'n bietjie verder te ontleed, die teks waar ons vroeër aangehaal het. En ons lees aan die einde van Galasiërs 2 en dan gaan ek nou oorgaan na Galasiërs 3. En hierdie teksgedeelte begin en sê, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Lees daai sin mooi, daar's nie 'n taalfout nie. Deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Die sentiment van hierdie kort teks is nogal oorweldigend. Kom sê vir jou, jy is vry van die wet. Kom sê die bedoeling van die wet was om jou vry te maak van die wet.
En hoe ons dit moet verstaan is om te ontdek dat die bedoeling van die wet was om heen te wys na iets groter as die wet. Die bedoeling van die wet was om jou 'n verhouding met God te bring en jou bewus te maak van God. En jou 'n dieper koneksie met God te gee. En wanneer dit gebeur, kom sê Paulus, dan word jy bevry van die wet. En hierdie vryheid is nie net 'n idee nie, dis verkry deur die offer van Christus se lewe. Ons is vry gespreek. Ons ken hierdie konsep binne die wet, die genre van die wet. Jy staan in 'n hof, jy is beskuldig van iets, 'n regter hoor jou saak aan en hy spreek jou moontlik vry. Op grond van sy woorde is jy nou vry. Ek en jy is vry gespreek op grond van die woord wat mens geword het en kom sterf het en vir my en jou vryheid kom gee het. 'n Gesonde perspektief op Christus, 'n gesonde geloofsperspektief op Christus, maak jou vry. Die nuwe lewe in Christus is 'n lewe van vryheid. Ek wonder of jy hierdie vryheid ervaar. Kom voel geloof vir so baie van ons as iets, soos iets wat ons inperk, wat ons vashou, wat ons restrict is, die mooie Engelse woord, wat ons bind, wat voel soos 'n las op jou skouers, 'n redisering van die lewe. As jy dit nie so ervaar nie, sonder twyfel dink ek is dit die perspektief wat baie ander mense het van geloof in die algemeen, en spesifiek van Christengeloof. Maar dit is nie veronderstel om te wees wat ek en jy in geloof ervaar. Ek en jy is vry. Nog vryer as 'n voël. Hierdie uitdrukking, jy so vry soos 'n voël, is eintlik nie gepas hier nie, want voëls is nie regtig vry nie. Voëls leef vanuit 'n ingebore instink. Hulle kies nie, hulle doen wat hulle gemaak is om te doen. Hulle vlieg rond en eet saaitjies en lê eiers en migreer in die winter na die noorde toe. Voëls kan nie teen daai drang gaan nie. Het jy al ooit swaalkies gesien wat rebelleer teen hulle TNS en agterbly en die hele winter op die draad sit? Ons is uniek as spesies in die sin dat ons vryheid het. Maar hier lê ook ons uitdaging. Want ons keuse om te kies, ons vryheid om te kies, veronderstel ook wat Eugene Peterson so mooi noem, a necessity. Skepingsverhaal het dit baie mooi uitgestel. God het vir Adam en Eva gesê, julle mag van al die vrugte van hierdie tuin eet, maar van hierdie boom van goed en kwaad nie. So hulle vryheid om te kies veronderstel dan ook 'n necessity. Peterson sê dit mooi, hy sê, freedom is in fact incomprehensible without necessity. Die vryheid om te kies veronderstel dat daar ook 'n beperking is op hierdie vryheid. En dis so 'n bietjie 'n dimensie van ons geloofslewe wat moeilik is om te verstaan, want ons is vry om te kies, maar in geloof word ons gedring om te kies, om God se wil te kies. Ons is vry om te kies. Maar die nuwe lewe in Christus veronderstel dat ek die keuses maak wat hierdie nuwe lewe bevestig. Filippense 2 beskryf hierdie konflik mooi. Het sê, julle moet eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Ons sou kon sê, jy moet eerbied en ontzag. Dit is nogal 2 groot woorde daai. Moet eerbied en ontzag daarop toelê om hierdie nuwe lewe in Christus te leef. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So nie eers my en jou vermoë om ons wil te belyn met hierdie nuwe lewe kom uit onsself nie.
En dis so 'n bietjie hierdie paradoks van Christelike vryheid. Ek kies geloof in Christus, in God. Dit maak my vry. En dan word ek gedring om te leef in lyn met sy wil. Thomas Merton beskryf dit mooi. Say the will of God is not a fate to which we submit, but a creative act in our life, producing something absolutely new. Something hitherto unforeseen by the laws and established patterns. Our cooperation, seeking first the kingdom of God, consists not solely in conforming to laws, but in opening our wills out to this creative act, which must be retrieved in and by us. Ek wil daai weer lees. The will of God is not a fate to which we must submit, but a creative act in our life producing something absolutely new. En dan ons deelname om God se koninkryk te soek consists not solely in conforming to laws, but opening our wills out to this creative act, which must be retrieved in and by us. Ek dink ons hele lewe word 'n reis waar ons hierdie kuns moet aanleer om hierdie twee dimensies te onderskei. En dit kom nie vir ons maklik nie, want ons is so gekondisioneer om vas te kyk teen die necessity van geloof. Hierdie gevoel dat geloof net gaan oor 'n klomp moets en moenies en beperkings en reëls en opdragte waaraan ons onsself moet voldoen. Maar wat ons moet ontdek is hierdie kreatiewe vryheid om in collaboration met God, in deelname aan God, te ontdek hoe iets nuuts, 'n nuwe lewe geskep en gebore word. Miskien sal dit ons help om te ontdek dat hierdie aspek van geloof, hierdie wet aspek van geloof, nie teenoor vrye wil staan nie, maar in diens staan daarvan. Walter Brueggemann, 'n bekende teoloog, sê dit verskriklik mooi wanneer hy sê, hy herken in my en jou se lewensreis en ons vorming en ons life formation dieselfde 3 bewegings amper, 3 fases as wat hy herken in die Ou Testamentiese literatuur, die Hebreëse Bybel. Hy sê ons gaan deur hierdie fases van wet, van profetiese literatuur en van wysheidsliteratuur. En wat hy bedoel met hierdie wettige fase van die wet is dat dis hierdie fase in Israel se reis, maar ook in my en jou lewe waar ons identiteit gevorm word deur struktuur, deur sekerheid, deur tradisie, deur verbondenheid in 'n groep, deur die rituele en reëls en waardes van hierdie groep. En hierdie grense, soos wat dit vir Israel nodig was, so is hierdie grense vir my en jou nodig om te ontdek wie ons is en om op 'n gesonde manier te ontwikkel. En jy kan jou maar net indink as jy die grootwordreis van 'n kind dophou. Hoe onmoontlik dit sal wees vir 'n kind om groot te word met enige vorm van identiteit as daar nie hierdie boundaries is. Hierdie containment is 'n mooi woord. Hierdie sekerheid is waar binne 'n kind kan ontdek wie of wat hy of sy is nie. En wat dan met tyd gebeur is ons internaliseer hierdie stemme en oortuigings en waardes en geloofsoortuigings van hierdie groep. En dan kom daar 'n dag wanneer ons van hierdie oortuigings begin bevraagteken. Omdat dit nie vir ons korreleer meer met die realiteit nie, omdat ons ontdek God is groter as dit. En baie keer ook omdat baie van hierdie stemme ongelukkige idees vasgelê het oor God en die wêreld en lewe wat uitsluitlik is en eksklusief is en partykeer nie rekening hou met liefde nie.
Ons kan maar net na Jesus se lewe kyk. Die groep waarbinne die Jode hulle identiteit gevind het, hierdie strukture, die gesagsstrukture van die Jode, het gekies om Christus te veroordeel. So hierdie instansies van gesag faal ons soms. En dan is dit nodig om teen die status quo vas te skop. En dan kom 'n volgende fase, en dit noem Brigham Young die profetiese fase. Die profetiese fase gebeur wanneer ons kritiese lig begin gooi op die identiteit van sisteme en instansies, groepe, ook onsself. Het gebeur wanneer ons begin worstel met ons identiteit. 'n Konflik ontdek daar binne. En nuwe perspektief op waarheid kry. En daarom ons identiteit begin bevraagteken. Ons raak so 'n bietjie eerliker oor onsself en oor ander. En ons ontdek 'n ontwrigting en 'n omgekraptheid en selfs 'n stuk suffering wat baie keer hiermee saamgaan. Maar dit is 'n tyd waarin ons onsself oopstel om anders te dink en anders te kyk en 'n openheid vir groter waarheid. En dan kom die derde fase van die wysheidsliteratuur. En dit is hier waar ons ontdek om met nuwe oë te kyk, nie te dink. Ons ontdek die vermoë om paradoks vas te hou, hierdie of denke te oorbrug na en. Na beide perspektiewe is moontlik. Dit is 'n tyd waar ons leer om al hierdie stukke van ons lewe te integreer. Dit is 'n tyd waar ons ontdek wat die wese is van dinge, wat regtig belangrik is. Soos Filippense 2 sê, hierdie mooi gebed van Paulus, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Daar's 'n wysheid daarin, want die maatstaf raak nou liefde. Daar's 'n openheid om te sien wat ons dit nou nie kon sien nie. Dis 'n aanvaarding van die misterie van Christelike spiritualiteit, die paradoks soos ek genoem het. En as ons daaraan dink, Jesus se hele lewe is eintlik 'n voorbeeld daarvan, want hy kom sê 'n klomp goed wat net nie binne die fase van die wet, en selfs die profete binne die fase van die wet sou sin maak nie, maar dit vra vir 'n profetiese openheid en dit vra vir wysheid om te ontdek wat Jesus bedoel as hy sê, maar jy moet jou kruis opneem as jy my wil volg. En as jy eerste is, wil wees, moet jy laaste kom. En as jy, wanneer iemand jou te nakom, draai die ander wang. En vergewe mense wat jou skade doen. En hy het al hierdie leringe oor krag en mag en gesag en geld en status. En hy sê, jy's 'n leier wanneer jy dien. Sy hele boodskap is so teen die stroom, dat dit vra vir die lens van wysheid, om te verstaan wat dit beteken om die nuwe lewe in Christus te leef. En dan wil ek terugkom by die teks in Galasiërs, want wat ons dan ontdek in hierdie fase is, dat ek en jy nie alleen is nie. Christus het nie gegaan, ons gaan binnekort hemelvaart vier, Christus het nie gegaan en ons agtergelaat nie. Hy het ons 'n helper gegee, hy het ons 'n plaasvervanger gegee, wat sy teenwoordigheid om ons en in ons kom bevestig. In Galasiërs 3 verwys verder ook hierna. Paulus gaan dan aan en hy sê vir die Galasiërs, nadat hy vir hulle gesê het, hulle is vry van die wet, sê julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is tog so duidelik in julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet.
Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? As julle dan so sonder begrip, julle het met die Gees begin, wat julle nou in julle eie krag eindig. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk. Doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? Paulus sê aan die einde van hierdie vorige hoofstuk, die lewe wat ek nou nog hier leef, leef ek in geloof aan Christus. En die geskenk van geloof in Christus is die geskenk van sy Gees. Sy teenwoordigheid in ons soos 'n tempel, wat ons emosies en ons gedagtes en ons lyf deurweek. En ons uitnooi om nie in ons eie krag te eindig nie. Begin met hierdie genade van hierdie geskenk. Ons vier binnekort Pinkster, die ontvangs van die Gees. En ons gaan dan weer probeer verstaan wat dit beteken as ons deur die Gees leef. Maar dit impliseer dat ons nie uit ons eie krag hoef te probeer onderskei nie. Want ons het die Gees van God as geskenk ontvang. En dis 'n proses wat 'n leeftyd neem. Hierdie kuns om te ontdek wat die bedoeling van die Gees is. En hoe die Gees ons belyn met die wil van God. Maar net om die breë traject daarvan te verstaan, wil ek hierdie aanhaling van Richard Rohr met jou deel. Hy sê dit mooi. The Spirit leads us downward, to the bottom, to the place of humility, the position and posture of service. That's where the Spirit, like water, flows. Ek dink dis nogal 'n dimensie om oor na te dink. Teenoor hierdie neiging wat ons soms het om te soek na iets wat groter is en meer status en meer mag en meer uiterlik kom hierdie nooi ons downward. Ek ervaar dit, ek interpreteer dit as die plek van meer menslikheid, van deernis, van eerlikheid, plek van gebrokenheid. Hy sê dis die plek van humility, van nederigheid oor wie ons is en die geskenk wat ons is vir die wêreld. Nederigheid in ons vermoë om onsself te gee vir ander. Nederigheid in ons vermoë om te soek na waarheid en te spreek in 'n wêreld waar waarheid nogal moeilik is om 'n greep te kry. En dan service. Dis die plek van service, die plek van diensbaarheid, van liefde wat beliggaam word. In die kontekste waar gebrokenheid en afhanklikheid en weerloosheid ter sprake kom. Die nuwe lewe in Christus is 'n lewe van vryheid, waar ek en jy nie alleen onderskei nie, maar waar die Gees van God ons beweeg na daai plekke waar God se liefde, God se genade, God se deernisvolle teenwoordigheid 'n lyf kort en taal kort en teenwoordigheid kort. En dis waar na toe ek en jy ons wil moet belyn, is 'n belyning na hierdie plek van liefde. Ons praat in hierdie reeks oor gewoontes wat ons help om dit reg te kry. En dit spreek dalk van self dat die gewoonte wat ons nodig het om God se wil te doen is 'n gewoonte van onderskeiding. Daar's verskillende maniere vir ons om oor onderskeiding te dink en dit te benader, maar ek wil vandag fokus op gebed. As die geloofsgewoonte wat my en jou help bewus raak van God se bedoeling, God se hart,
die wesenlike van geloof. Voordat gebed vir ons weer eens 'n rasionele, kognitiewe kopding raak, wil ek hierdie mooi belydenis wil ek amper sê van die filosoof, teoloog Søren Kierkegaard met jou deel. Hy sê die volgende: toe my gebed meer toegewyd en innig geword het ek al hoe minder te sê gehad. Uiteindelik het ek stil geword, heeltemal stil. Ek het, wat moontlik 'n nog groter teenstelling tot praat is, 'n luisteraar geword. Eers het ek gedink, bid is praat. Maar ek het geleer, bid is nie net stil bly nie, dit is luister. So is dit. Bid is nie om jouself te hoor praat nie. Bid is om stil te word en te bly en te wag totdat jy God hoor. Wat 'n ongelooflike kragtige gewoonte sal dit nie wees as ek en jy die soort gebed aanleer wat ons op die ou bring by stilte, sodat ons God kan hoor praat nie. Dit is 'n proses, dit gebeur nie oornag nie. En dit begin by praat. Maar die uitnodiging is gebed. God sê so mooi, as iemand wysheid kort, kom moet hy het van my bid. Uitnodiging is om jou wil 'n gesprek met God te bring en te begin praat. En jy gaan dalk soos ons baie keer ervaar in gesprekke met vriende selfs beleef, God gaan dalk ervaar dat jy net praat en praat en praat en nie ophou praat nie. En dis fyn, want gebed is praat. Gebed is ook praat. Maar hou aan praat. En hou aan praat totdat jy al hoe minder te sê het. Totdat jy uiteindelik stil geword het. En dan ontdek jy dalk dat jy meer gedoen het as stil word, jy het begin luister. En dan ontdek jy dalk dat gebed is meer as praat, is om stil te word, te bly en te wag totdat jy God hoor praat. As die omstandighede dit toelaat, wil ek jou nooi om sommer net nou pause te druk en net te begin bid. Maak jou gedagtes gebede en begin net met God praat oor wat in jou kop leef, wat in jou emosies aan die gang is, en wat jy in jou lyf ervaar. En doen dit weer vanaand, en doen dit weer môreoggend, en doen dit deur die dag, en doen dit weer môre aand. En doen dit totdat jy stil word en God se stem hoor. God se wil vir ons is nie 'n misterie of geheim of 'n skatjag nie. God wil hê dat ons sy wil moet leef, want hy word juis verheerlik wanneer ons vrug dra en sy disippels is. Sê Johannes 15. Mag jy God se wil ontdek. Selfs wanneer jy nog leef vanuit 'n verbondenheid aan moeds en moenies. Mag dit jou beweeg tot 'n plek waar jy oop is om die lewe te konfronteer en te bevraagteken en jou eie identiteit op 'n nuwe manier te probeer vind. Mag dit jou bring by hierdie plek van wysheid, waar jy al hoe meer leer onderskei wat liefde van jou vra, omdat jy in stilte
deur sy Gees oortuig word daarvan. Amen. Hier is 'n geleentheid vir jou om te gee ook vir die bediening van Stellenbosch gemeente. Gee is een van daai dinge wat ons in vryheid gedring word om te doen. Ons is vry om te gee en dan nooi God ons en sê maar hierdie liggaam is deel van hierdie liggaam. En jy moet te gee vanuit gehoorsaamheid en dankbaarheid. Ook om hierdie liggaam in stand te hou. Ons waardeer dat julle gee en alle eer aan God vir almal wat hierdie oortuiging kies om oortuig te wees hiervan. Mag jy 'n mooi week hê. Volgende week gesels Pieter met ons oor hoe die nuwe lewe in Christus tot uitdrukking kom in die verhoudings waarbinne ons leef. Ek hoop jy kan by ons aansluit dan. Ek hoop jy het 'n mooi dag en 'n goeie week.